Welkom terug by die Raadvoer Rugby Skole Rugby podcast. Vanaand gesels ek met Dion de Kok van Raadvoer Rugby. Welkom terug Dion en sê vir my, waar was jy laasweek? Ja, en lekker om weer terug te wees. Lekker om weer 'n bietjie skole rugby te praat. Ons gaan nou terugkom na al die wedstryde toe. Maar ja, ek het naweek bietjie daar in Appington gaan kuier by Hoërskool Diamantveld, Duineveld. Daai ouens van Duineveld vir my doodmaak as hulle hoor ek sê Diamantveld. Dis hulle groot aardsvyand. Maar ja, ek was saam met ons sal nou obviously vir Richard, die buses vol bands onthou en Janie Brooks, hulle was soontoe en hulle het my saamgenooi as agterspeler afrigter en ons het maar net weer eens die platlandse gasvryheid beleef. Daai mense dra jou op hulle hande. So ongelooflike lekker naweek gewees, baie geniet, weer lekker gecoach. Maar ja, maar ons is nou weer terug. Ons is nou weer terug hierso in Gauteng. Wat is Richard hulle se ding se naam? Dis 'n lekker catchy naam. Ja, hulle is Brooks and Bands. Hulle joke nogal, hulle sê dit klink soos 'n country band. So Ja, dit klink nogal bietjie soos 'n lekker country in Western, maar dit is 'n goeie lekker en val lekker op die tong. Jy het gesê ek gaan 'n bietjie kyk of ons met Richard Bands kan gesels hier op Raakvat Rugby. Raak ek nou net myself die mekaar hierso. Kyk of ek met hom kan gesels en dalk met Janie Brooks ook binnekort, né? Jy het planne om Janie Brooks op die podcast te kry. ja, nee, ons 'n bietjie met Janie praat. Natuurlik rondom kondisionering. Ek dink hy's 'n absolute guru as dit kom by kondisionering. Daar sal vele top rugby spelers deur sy hande. So ja, ek het vir hom genoem, so ons sal hom eendag vir tyd bietjie opkry en bietjie net sy opinie of sy insig kry wat kondisionering op skole rugby vlak aan betref. Nou, ek wonder net so terloops, toe jy het 'n baie ondervinding daarvan. Wat is die situasie met kondisionering deesdae? Is dit wat ook maar 'n wetenskap geword? Of moet die ouetjie net 'n ekstra skeppie mieliepap in die oggende eet of wat dink jy gebeur? Ja nee, ek dink op skole vlak is hulle al baie professioneel wat dit aanbetref. Ons het al gesien van die kleinste skole wat ons al besoek het of 'n biokineticus of 'n sportwetenskaplike. So ja, hulle is definitief, dis baie professioneel as by kondisionering kom. Maar dit sal lekker wees om met Janie spesifiek te praat. Ons juis die naweek daaroor gepraat want ek glo nog steeds rugby is een van die moeilikste sportsoorte om voor te kondisioneer vir verskeie redes, want jy kan nie net een ding hê nie. Jy kan nie net vinnig wees nie, jy kan nie net fiks wees, aerobiese kapasiteit hê nie, jy kan nie net krag hê nie, jy kan nie net groot wees nie. Jy moet 'n goeie kombinasie van al daai aspekte hê. En ek dink dis waar Janie, ek dink hy bring die kondisionering, hy het dit prakties vir rugby gemaak en ek dink dis waar hy dis hoekom ek dink 'n leier in daai gebied is op hierdie stadium van die geveg. Maar ja, vinnig net weer te antwoord, ek dink is by meeste skole is dit op 'n top vlak. Ek dink nie alle skole het die fasiliteite wat sekere skole het nie, maar dis ook nou weer waar Janie Brooks, ek hom nou dopgehou oor die naweek. Hy het sommer daar op die veld, geen gewigte, niks nie. Jy het 'n ander speler nodig, die kreatiefste goed waarmee hy vorendag kom. Maar ja, daai gaan 'n baie lekker gesprek wees. Ja, soos alles uitwerk, praat ons volgende week op die volgende Raadvoer Rugby podcast met Janie, so kyk uit vir daai ene. Ons het 'n hele paar sulke interessante gesprekke op pad, mense, moenie bekommer nie. En ons sal weer met 'n paar afrigters van die skole ook gesels en baie planne vir die jaar. Maar okay, Dion, 'n paar lekker groot opwindende wedstryde gewees in naweek. Maar jy wil altyd begin jy hou daarvan om oor die klein skole, die kleiner derbies te praat, want vir daai klein skole is hulle derbies net so belangrik soos die groot is. Vertel 'n bietjie wat jy gesien die naweek. Ja, ek het dis moeilik want jy ken nie al die skole nie, jy weet nie wat se upset, wat is nie 'n upset nie. Maar ek het Wolmaranstad in my oog gevang. Ons het laas jaar al by hulle gaan kuier, is 'n gemeenskap wat passievol is oor die skool en passievol oor die gemeenskap en passievol is oor hulle rugby. So hulle het Kalahari gewen, wat se 24-17 en ek het met Arno vandag gepraat en hy sê dit was, hy dink meeste mense het dit nie verwag nie, want Kalahari het vir Vryburg gewen die week voor dit en Vryburg is Wolmaranstad se dis maar hulle derby game. Ek weet nie wat 'n derby game in Afrikaans nie. Ek weet nie of daar so 'n woord is nie, maar ons noem hom derby wedstryd. Derby wedstryd. Maar derby bly derby. Game van net na wedstryd. Ek weet ja, iemand sal ons seker nou 'n lesie in Afrikaans leer, iemand maar nou kan ja, so as iemand vir ons die mooi Afrikaanse woord kan gee vir derby, sal dit ons probeer. Ja, so Wolmaranstad het Arno sê hulle het met ses van hulle spelers wat gewoonlik hulle beginspan was uit weens beserings.
So en hulle moes nog posisionele skuwe maak. Byvoorbeeld dat Lucrein van Wyngaard, ja, is nommer 9. Hy moes 10 speel in die naweek, maar ook goed van sy taak gekwyt. Ek sien hy het al sy skop uit die 3 doelskoppe en die 1 strafskop oorgeskop. En dan ek dink as mens moet sê die man van die wedstryd was seker Andrew Conradi, hulle heel agter 2-3 gedruk. Arno sê hy het hier in die laaste minuut het hy wat sal wees 'n try saving tackle. Ons moet 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor kry. 'n sekere 3 voorkom. 'n sekere 3 voorkom, daar is mooi Afrikaans. So ja, so Wolmaranstad wat van Kalahari wen. So ek het gedink ons wil daarmee 'n klein skooltjie volgens wel, ek weet nie of dit volgens nommers is nie, maar nie deel van die top 20 byvoorbeeld nie. So ja, baie geluk aan Wolmaranstad met daai wen. Ek wou hulle net bietjie ten minste noem. Net mense terloops, Dion se kontakbesonderhede is hier onder die beskrywing. Hy en Nicolise se kontakbesonderhede. As julle wil hê ons moet 'n bietjie oor julle skool gesels, jy welkom om in kontak te tree. En dan kyk ons wat ons kan doen. Ons is altyd op die uitkyk vir nuwe interessante dinge om oor te gesels. So daar staan die uitnodiging nou. Dion, wat nog? Ek weet ons gepraat het JP en Affies. Daai ene was 'n bietjie naalskraap vir die manne hier van Pretoria. Ek het gedog dit gaan 'n bietjie makliker wees dit, maar JP het amper daai knoop deurgehak. Ja, ek het daai wedstryd, ek het die mekaar geraak, want ons het daar in Appington die Bulls game gekyk, maar ek het op die foon die Affies game gestream. So nou as ek op die foon op die groot skerm, op die groot skerm. Maar ja, jy praat van 'n wedstryd wat wiplank kry, né? Daai laaste 10 minute, nie eens 10 minute, die laaste 5 minute. Affies gelukkig, maar hulle het weggestap 38-36. Toe JP daai laaste skepskop oorskop, toe dacht ek, ag nee, dis verby, want die game is verby. En toe van die afskop af, strafskop afgestaan en toe amper sê Koenraad Groenewald, Koenraad is Ruben Groenewald, toe daar strafskop oorgeskop en toe besef ek net weer eens, ja, ek weet nie aldag op hierdie skopper in die span wil wees nie. Ek dink dis nice as die dinge na jou kant toe gaan, maar as dit teen jou gaan. Ja, maar JP wat hulle verdediging aanbetref, ongelooflik goed verdedig en uitgebroke spel uit. Ek dink hulle het geweet hoe hulle Affies wil aanvat en ek dink hulle het hulle huiswerk behoorlik gedoen. Maar ja, ek dink alhoewel JP verloor het, ek dink mense kan sê het wel gedaan, baie goeie game gewees. Nou dat hier in die Noordval beker, wat 'n uitslaa het vir jou uitgestaan? Ons het laasweek gepraat oor Help Mekaar Monument. Help Mekaar wat daar 53-43 gewen het. En dan natuurlik Noordheuwel teen EG. Noordheuwel wat 55-45, 2 groot tellings. Ja, oor die algemeen is. Ja, is groot. Ja, is net kort van 100 punte daar. En natuurlik die ander enetjie is Transvalia 47, Menlo 27. So dis nou Menlo, so Transvalia het nou vir EG gewen, wat ek dink 2 weke terug, of 'n week terug, en nou het hulle Menlo gewen. So ek dink daar by Transvalia, ek het vroeër vandag met Gunner gepraat, Gunner Williamson. Ek dink die mense, luisteraars van my ouderdom sal hom onthou, vir die Valke voor hy gespeel, baie games vir die Valke gespeel, vir die Bulls in die Super 12 gespeel. Hy is daar voorspeler afrigter. Hy was by Transvalia jare terug, en toe sy Dr. Malantu, en nou sy terug by Transvalia, en hy is daar saam met Lloyd Greef. Die mense sal dalk Lloyd Greef onthou, ek dink SA 120 Italië gespeel, Vrystaat gespeel, vleuel gespeel. Maar Gunner sê, ek vra hom toe, jy weet, wat is die sukses? Hy sê, hy dink dis 'n 15-man poging, hy wil niks en niemand uitsonder nie. Maar hy sê hulle is besig om baie strukture en sisteme in plek te sit, en ek neem aan dit kom af van Lloyd daar, wat die direkteur van rugby is, soos ek het verstaan. En dan natuurlik die ander ding, wat ek dink hulle vorentoe gaan vat, is hulle het so pas 'n koshuis gebou. En ek wil eintlik graag kyk as ons nou top 20 toe gaan, hoeveel skole in daai top 20 het nie 'n koshuis of nie 'n sporthuis nie. Ek weet baie skole praat van 'n sporthuis ook. So ja, Transvalia, en soos ek laasweek gesê het, ek is bly hulle kom deur, want dit is bietjie 'n skool uit die ou Vaal driehoekstreek uit, wat beteken mense kan bietjie kinders in daai area hou. So ek hoop hulle gaan van krag na krag. Dis Transvalia nou net vinnig
op Help Mekaar. Ons het laasweek oor Help Mekaar ook gepraat. Hulle is in terme hulle gemengde resultate gehad voor die Noordvaal, maar hulle is nou besig om spoed te vang. Ek het met Andriel Coetzee gepraat, hulle voorspeler afrigter vandag. Hy sê hulle het binne die eerste 5 minute hulle 9 beseer en hulle 13 beseer, die 13 kon toe daar weer terugkom. Goeie scrums, goeie lynstane was goed gewees. Die uitstaan speler van die wedstryd was Eugene De Lange, hulle nommer 7 flank. Maar ja, hy's baie gelukkig. Hy sê Monas kan jy nooit afskryf nie. Hulle het 13 buitesenter, baie goeie game gehad, Roan Genis en hulle nommer 6 flank. Ook baie goeie Caleb Sparks dink ek is dit, ja. So, maar ja, ons het gesê, ons gaan uitkyk vir daai game. 53-43 vir Help Mekaar. So, hulle lyk goed op hierdie staan. Ek dink hulle lê ook al geheel Noordvaal, al die span op die promosie-relegasie tabel lê hulle bo volgens my. Ja, dis interessant. Ek net binne kyk hier so, ek sien Pretoria Boys het verloor teen Michael House. Nee, Boys se gronde gestap toe hulle gespeel het. Wonder ek nogal weer die ouetjies daar van Michael House, hulle het seker dou voor dag al op in die middel van die nag op daai busse geklim het en alles om hiernatoe te ry en wat se invloed het dit op so 'n span as hulle hier aankom? Is hulle nie al klaar doodmoeg nie? Ja, ek kan onthou toe ons maar ek so 3 jaar by Pretoria Boys afgerig. En ek kan onthou daai Maritzburg, as jy afgaan Maritzburg toe, jy daai bus vertrek. Jy vertrek jy Vrydag hier, klomp busse. Vertrek jy Vrydag hier, dan jy dan slaap jy die Vrydag aan daaroor en dan speel jy die Saterdag en ry jy Saterdag terug. So ja, ek dink dit moet 'n impak hê. Dis daarmee nie 'n een dag reis nie, dis daarmee die oggendry, maar dis nie so sorry, ek spring nou terug na Appington toe. Maar toe jy nou praat so van ver ry, jy weet, hulle ry partykeer, dis soos hulle sê, hulle ry, dit is belaglike afstande, en dan partykeer is dit sommer soos 'n eendag trip. Hy praat, die een onderwyser daar praat van netbal. Hy sê, hy ry hulle die oggend vroeg, dan speel hy die middag 3, 4 uur kan, dan ry hulle weer terug. So ek dink dit raak daai skole nog meer. Hulle moet ongelooflik ver reis. Ek dink hulle naaste game, behalwe vir Appington, want in Appington kry Hoërskool Appington en Hoërskool Duineveld wat die groot kompetisie is, maar dan speel hulle Diamantveld wat hulle ander groot kompetisie is, en dis 4 ure verder in Kimberley. Maar ja, sorry, ons was op Michael House, Pretoria Boys maar toe jy dit noem, toe dink ek nou aan die goed waaroor ons oor die naweek gepraat het. Dis wel, ek onthou my kinders, my seuns was altyd Boys gewees en dan is die ouetjies hier opgekom en dan het hulle kom oorslaap by die ouers. Hulle het vir almal slaapplekke gereël en daai tipe dinge. Maar nog steeds, jy weet, as jy wat seker 6-7 ure op 'n bus gesit het, party bus is nog langer. Ek kan nie dink dat dit enigstens lekker is, maar ja, dis maar tradisie, dis skole rugby. Niemand kan vlieg op en af nie, behalwe miskien die heel groot is. Ons praat oor Natal, wat daar by Natal in die gang is. DHS is in ons top 10 gewees sover. Wat se uitslaa was die oorgevang daar? Ja, MB, ons het gepraat oor DHS en Hilton. Ek het hulle laasweek genoem as een van die groot wedstryde die naweek. So, want hulle was al 2 top 13. DHS het daai gewen 26-18. Kyk, DHS ons gaan nou praat oor waar lê hulle op ons ranglys. Maar hulle was een van hulle en Oudtshoorn was een van Nico se buiteperde. So ja, DHS, daai enetjie, die ander game nie ver van daar af nie. Dis nou wel Vrystaat, wel nie ver nie, Oos-Vrystaat. Ek dink is die groot derby wedstryd Witteberg teen Bethlehem Voortrekker, en dit was 'n 1-punter, 34-33 vir Witteberg. Ek dink dis hulle groot derby, en ek dink dis ook een van die 2 sterker skole in daai, veral in die Oos-Vrystaat deel van ons land. Gepraat van die Vrystaatse skole, die Grey College dan vir Selborne Henk se pak slaag gegee, né? Ja, ek gesien ek het laasweek gesê Paul Gim was kwaad, maar hierdie week was Grey College kwaad, 103-14. Ek het oor die naweek toe sê ek, waar kom die 14 vandaan? Toe hap iemand my toe sê hulle seker 2-3.
Maar wat ek probeer wat ek probeer sê het is, hoe kry jy verloor jy 103 en jy teken nog 14 punte aan? Ek weet nie of dit onderskep 3 was of wat dit Twee was nie, straf maar 3 dis teen nou hulle. Ek weet nie. Ja, sport. dalk twee straf 3, ek weet nie, maar dis nou die tweede. Ja, ek dink so Paul Gim het hierdie jaar 100 geslaan in 'n wedstryd en nou Grey ook 100 geslaan in 'n wedstryd. Okay, Dion, Weskaap, nommer 1 skool in die land, Parelgym teen die nommer 6 skool, Oakdale. Ons het gesê dit gaan die beste wees om te kyk na die naweek. Wat het daar gebeur? Ja, en weer Gim, ons het gesê laasweek daai gaan dalk die grootste game van die wedstryd van die naweek wees. Want dit is nommer 1 Gim teen nommer 6 wat Oakdale is. Maar Gim het hom relatief gemaklik gewen 29-9 wat en daardeur ook nou maar net weer beklemtoon hoe sterk en hoe goed hulle is. Want ons het al gesê Oakdale is een van ons, wel Nico het dit genoem, maar op sy bladsy een van ons buiteperde en dit is Oakdale is baie sterk hierdie jaar. So ja, gaan met maar net weer eens bewys hoekom hulle nommer 1 is. Right. Ons het laasweek gepraat oor die brandpunt van die onderwerp van skole wat oor see gaan toer en ons het 'n paar lekker kommentare gekry daar. Lyk vir my die oorwegende gevoel is maar dat dit net 'n lekker betaalde vakansie vir onderwysers is. Wat het jy gehoor? Ja, so ek dink ek het nou as ek nie 'n vriende gemaak het nie, het ek seker vyande gemaak by die onderwysers. Maar my gevoel is nog steeds, ek dink as 'n skool sê hulle wil dit doen, dat hulle wil hulle sport verbeter, ek dink daar is beter maniere. Ek dink jy kan jou geld beter aanwend. En ek dink daar is al reeds druk op ouers oor die algemeen. Ek dink is nodig om nog druk op ouers te sit nie. Ek weet daar's mense wat sal verskil van my, maar ek sê altyd party mense is moontlik om daai geld te betaal, is nie van 'n probleem nie, maar hulle moet in ag neem daar's mense wat dit nie kan bybring nie en hulle bring baie keer daai mense in 'n moeilike posisie. So ek is op meeste mense se bladsy en onderwysers gaan my coaches gaan my seker nou haat hiervoor, maar ek dink ook is 'n glorified vakansie. Weet jy, ons het nou al 'n naam op hierdie podcast genoem van verlede jaar af. Ek dink seker waarskynlik die beste skole rugby speler in die land, oolik Marcus Miller. Almal het gewonder waar gaan hy heen gaan. Dit was eintlik maar 'n oop geheim. En dit het nou uitgekom dat die Stormers het hom inderdaad geteken. Ek dink nie so amptelik eers tot Julie of ietsie, maar hulle het sommer 'n hele klomp ander ouens daar geteken. Quentin Potgieter, kyk soms so vinnig, Randall John Davids, A.J. Meyer van Grey College af 'n slot. Maar oorwegende ouens uit die Weskaap uit en dit is goed om te sien dat die Stormers se slag hulle skole talent bietjie daar behou en dat iemand soos die Bulle hulle nie weer kom stroop daar nie. Ja, en ja, ek dink kyk as die Stormers hoef eintlik nie buite hulle grense te gaan soek, dink ek nie. Want ons het laasweek gesê, laasweek se top 20 was 9 van daai top 20 was Kaapse skole. En dan op hierdie stadium van die geveg is die nommer 1 en die nommer 2 in die land Kaapse skole. So ek dink julle hoef wyd te gaan soek nie. Ek dink hulle het daai manne vinnig geteken. Want ek dink Marcus Miller is dalk op 'n klomp mense se radar gewees. En dan ja, die naam daar genoem van Quentin Potgieter. Ja, ek sien ook 'n blink toekoms vir hom, fenominale agste man. Ons het 'n slag bietjie gesels oor wat gebeur met hierdie skole sterre as hulle uit die skool uit gaan. Baie van hulle kry nie noodwendig die aanbod wat hulle wil hê, of hulle kan nie gaan waarsty beker speel of wat ook al. En wonder ons baie keer wat word van hulle. Want daar's my 'n groot gaping tussen skole rugby en dan wanneer hulle regtig begin funksioneer op 'n hoër vlak. Daai onder 18 tot 21, onder 21. Ons moet 'n bietjie by iemand gesels daaroor. Ek dink dit sal 'n interessante onderwerp wees. Ja, ek het iemand wat ook in ons versier is en ek het al 'n bietjie vinnig met hom gesels, is Louis Koen wat betrokke is by die jeugontwikkeling van hier van onder 16 af op. So hy het baie insaag en hy het baie insigte wat dit aanbetref. So ek het ook gedink ek wil hom graag hê met hom 'n bietjie gesels op 'n podcast spesifiek rondom daai. As jy in ag neem, as jy vat hoeveel spelers daar in 'n jaar deurkom en hoeveel dit op die einde van die dag maak. Jy weet waar jy kan seker nie sê waar gaan dit verkeerd nie, want ons doen byvoorbeeld ons het naweek daaroor gepraat. Kom ons sê jy was 'n slot toe Bakkies en Victor slot was vir die Bulls. Sê jy was 'n jong opkomende slot. Waar in jou lewe sê jy kans kry om te speel? En ek dink dis dalk een van die goed. Ek sê nie dis primêr nie, maar dit sal lekker wees. Ek dink ons gaan hom verseker as 'n brandpunt ingooi, veral nadat ons met Louis Koen gepraat het. Want dan gaan ons dalk 'n bietjie meer insig hê rondom die sisteme, hoe dit werk, hoe die spelers gewerf word,
hoe hulle ontwikkel word, van hoe hulle raak gesien word op die jong ouderdom, ja, daai tipe van ding. Ons het hierdie week met Edgar Rathbone gepraat op ons Engelse kanaal Megaphone Rugby, die CEO van die Bulle. En ek het hom pertinent gevra wat is die Bulle se planne met die juniors? En hy het gesê hulle het besluit om 'n bietjie van 'n fokusverandering. Hy reken hulle het dit verkeerd benader, dat die juniors en die seniors se belange nie noodwendig opgelyn was nie. Hulle het ook onlangs die SA skole afrigter James Winstanley aangestel daar by hulle, en ek dink dis dalk ook iets om oor te gesels. Ons hoef nie noodwendig te fokus op skole rugby, ons fokus eintlik maar meer op junior rugby en dan skole rugby oorwegend. Maar ou moet tog kyk wat na skole gebeur. Ek dink dis 'n baie goeie onderwerp wees. James Winstanley dink ek is 'n briljante afrigter. Ek dink die Bulle het 'n bietjie van 'n slag geslaan daarso. Ja, nou hy kom van Kingswood af, né? Kingswood in die Oos-Kaap. So hy was daar gewees. Maar ja, ek meen as jy Bulle hom daar gaan haal, dan moet verseker iets in hom wees. So Reg mense, ons het gesê oor die brandpunt, ons laat gesels oor die skole se toere. Wat ons gedink het om te doen hierdie week is, ons wil graag hoor wat julle wil hê ons oor gesels. Daar's baie om oor te praat, beurse, jy weet skole wat spelers steel by ander plekke, kondisionering, geld, koop koshuise soos die nou genoem het ensovoorts. Noem vir ons 'n paar onderwerpe hieronder wat julle wil hê ons oor gesels, dan kyk ons wat ons kan doen, dan kan ons dalk 'n paar mense hier opkry in SA Rugby of van die provinsies of van die groter skole. Is altyd lekker om daar te gesels. Ons wil graag hoor wat julle te sê het. Maak 'n paar voorstelle doen. Ek dink dis 'n goeie plan. ja, nee, verseker. Ek dink daar's baie. Ek weet die grootste brandpunt is die beurse, maar ons kan nou nie elke week daaroor praat nie. Maar ek dink daar's baie ander goed. So dit sal lekker wees om te hoor van die gehoor wat hulle wil uitvind oor. Ek wil nog een keer daar ingooi. Ons het dit laas ook genoem. Eksterne afrigters, goed of sleg. Wat is hulle rol? Moet hulle by spanne betrokke wees? Moet hulle net spesialis afrigters wees? So ek dink ons kan daai netjie ook ingooi. Oké, Dion, net voor ons afsluit, sê vir my die naweek wat kom, is daar iets om na uit te sien? Is daar 'n paar groot wedstryde? Wat verwag ons? Ja, ek dink as ek onder in die Weskaap moet begin, Boland Landbou en Paul Boys High. Ek dink Paul Boys High het nou, hoor my nou, sorry. Boland Landbou het nou die afgelope 3 wedstryde vasgeval, maar dit was teen Affies, Paul Roos, en Rondebosch. So ek dink daai gaan 'n goeie game wees. Dan Oudtshoorn Outeniqua. Ek dink daai is altyd 'n goeie game. As ek moet ombeweeg, as ek Natal, Northwood Hilton, so ek weer Hilton daarin, dit gaan 'n goeie game wees. Dan Westville Kersney. En 'n interessante ding van Westville, ons gaan sien op die ranglys, hulle is redelik hoog op, maar hulle is nou al 11 wedstryde onoorwonne. En ons het laas genoem hulle en Northwood is 2 Natal skole wat paar jaar terug nie daar was nie, maar wat nou baie sterk deurkom. Dan het ek Noordvaal het ek Transvaalia Monument. Monument omdat hulle lek wonde, maar jou probleem met so gekweste dier is baie keer gevaarlik. En Transvaalia is op 'n hoogtepunt. So daai gaan 'n goeie ene wees. En dan Swartkop en Wesvalia. Nou Wesvalia het die naweek vasgeval teen ATS Middelburg. Waar Wesvalia het laas jaar was hulle ongelooflik sterk al hulle spanne gewees. En Swartkop wat ook nog onoorwonne is hierdie jaar. So mense vergeet baie keer, jy weet, ons kyk baie keer na die groot skole en so aan, maar daar's van hierdie klein, ek noem dit nou kleiner skole. Swartkop is baie nou mense klein skool. Maar hulle is nie altyd op mense radar nie, maar ek het nou vandag gesien hulle is onoorwonne. So as ek nou vinnig moet sê, ek dink daar is 'n paar wedstryde waarna ek uitsien die naweek. Oké, Dion, ons sal hierdie week ons top 20 doen nie. Ons sal hom môre of oormôre publiseer. Ons net 'n paar plekke wat ons spotlood nog moet skerp maak. So kyk uit vir daai, dan sal op julle Raadvat Rugby se Facebook bladsy publiseer. So as jy hierdie podcast op hulle Facebook bladsy kyk, onthou ook om op Raadvat Rugby se YouTube kanaal te kyk. Ons het baie video's daar in Afrikaans en natuurlik as jy op Raadvat Rugby se YouTube kanaal kyk, maak seker jy gaan na Raadvat Rugby se Facebook bladsy toe. Al die inligting wat jy wil hê oor skole rugby is daar, lekker video's en Dion en Nico Lee is besig om 'n lekker ding daar te bou. As jy met hulle in verbinding wil tree, onthou hulle kontakbesonderhede is onder die beskrywing. En laat ons weet as jy idees het of jy wil hê ons moet iets gesels soos ek nou gesê het. Ons nooi jy uit, maak asseblief kontak met hulle. Dankie Dion, dit is lekker.